Ek is so bly dat God 'n mens se toekoms bepaal. In 1 Samuel 16 sê die Here vir Samuel dat hy Dawid moet gaan salf as koning. Samuel kom by Isaai se huis en hy sê vir hom, die Here sê, ek moet vandag een van jou seuns salf. Maar die Bybel sê dat Isaai laat sy seuns voor Samuel kom, al sy seuns, behalwe Dawid. En hy sê vir Samuel, hierdie is my sterkste seuns en hierdie is my beste seuns en een van hulle moet dan sekerlik die een wees van wie die Here praat. En toe Samuel almal van hulle verbygegaan het, toe vra hy vir Isaai, is daar nie nog een van jou kinders oor nie? Sien jy het nie mense se toestemming nodig om 'n goeie toekoms te hê as jy die guns van God het nie. Isaai sê, ja, daar is nog een, maar hy's klein en ons steek hom eintlik in die skaapveld weg, want sy aansien is nie eintlik so goed om hier in die huis tussen sy broers te wees nie. Maar God sê vir Samuel, ek soek hom. En die Here gaan haal Dawid tussen sy broers uit en salf hom as 'n koning. Is dit nie so dat ons eie familie partykeer voel, ons is nie goed genoeg nie, maar guns maak dat ons 'n toekoms sal hê, al sal almal vir ons sê, daar sal niks van ons lewe kom nie. Dawid word weggesteek in die skaapveld. Hy word eers gereken tussen sy familie nie. Hulle het nie eers aan hom gedink. Isaai het nie eens aan hom gedink, toe Dawid sê, een van jou seuns moet gesalf word. Hulle het nie eens aan Dawid gedink nie, maar God het aan hom gedink. En ek wil jou vandag bemoedig, al dink niemand van jou nie, en al weet niemand van jou nie. As God se guns op jou lewe is, kan hulle jou maar wegsteek. Die Here se guns sal jou uithaal, en hy sal jou oplig tussen almal wat gedink het, jy gaan niks met jou lewe maak. Ek is vandag hier om vir jou te sê, Samuel is gestuur deur die Here om jou te kom salf, want die Here se guns is op jou lewe.